In Lukas 16 vers 12 het die Here Jesus vir sy disippels geleer, as julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Die Here hou van verskeidenheid. Daarom stel hy sy diensknegte ook op so 'n wye front aan. Ons het almal deel aan sy werk, maar ons het dalk nie deel aan dit wat ons graag wil hê nie. Die beginsel hier is, terwyl jy dien, kyk God hoe getrou jy is met dit wat hy aan jou gegee het. En dan word ek en jy groot deur ander te help om groter as onsself te word. Daarom is dit belangrik om te vra of jy ander sukses kan gun. Kan jy iemand anders se sukses hanteer sonder dat afguns en jaloesie en naaiwer in jou hart inkom? In 1658 het 'n jong Italiaanse seun in die dorpie Cremona gewoon. Volgens die legende was Cremona 'n dorp waar musikale vermoëns hoog op prys gestel was. Maar die seun Antonio was nie 'n baie bekwame musikant nie. Hy het nie aanleg gehad nie. Hy het probeer sing, maar sy vriende het hom uiteindelik gespot oor sy poging en hom die bynaam 'n pieperige stem gegee. Hy het probeer om musiekinstrumente te bemeester, onder andere die viool, maar hy kon dit net nie reg kry nie. Omtrent die enigste ding wat Antonio kon doen, was om uit hout klein voorwerpe te kerf. Op 'n dag het Antonio saam met 3 van sy maats op die sypaadjie gesit en sy 3 baie musikale vriende was besig om 'n straatvertoning te lewer. Hulle was goed. Die mense het nader gestaan na hierdie mooi musikale uitvoering. Iemand het langer as die ander stil gestaan en hy het selfs gevra dat sy vriende weer 'n keer dieselfde lied moes sing. Hy het duidelik daarvan gehou. Hy het 'n goue muntstuk as bewys van sy waardering laat val. Antonio het dadelik gevra, wie is die man? Van sy vriende het hom geken. Hulle het gesê, dit is Amati, Niccolo Amati, die bekendste vioolmaker in die hele Italië. Hierdie gebeurtenis het 'n gedagte in die jong Antonio se hart geplant. Die volgende oggend het hy na Niccolo Amati se huis gegaan. Hy het gewag dat die bekende man moet uitkom werk toe. Toe Amati die deur oopmaak, het Antonio opgespring, nader gestaan, vir hom gesê dat hy ook 'n vioolmaker wil word. Ek kan nie sing nie, meneer, het hy gesê, ek kan ook nie instrumente speel nie, maar ek hou daarvan om met hout te werk. En hy wou hoor of Amati hom as vakleerling sou aanneem. Amati het ingestem, en die 11-jarige seun het vir hom begin werk, net soos die Here Jesus gesê het, as jy getrou is met wat aan ander behoort, kan jy oor baie aangestel word. 'n Tyd later, 'n paar jaar, het Niccolo gesterf en Antonio het die besigheid oorgeneem. Hy het so goed gedoen dat sy naam vandag baie bekend is. Antonio se volle naam is Antonio Stradivari en daar word beweer dat hy die grootste vioolmaker van alle tye is. Antonio het geweet, hy kan nie sing nie. Hy het ook geweet hy kan nie instrumente bespeel nie, maar hy kon met hout werk. Ek en jy kan dalk nie doen wat al die ander so uitstekend kan doen nie. Maar soos Antonio Stradivari het die Here ook vir ons dinge gegee, wat ons kan doen, wat ons kan beter in raak. As jy daarmee volhard, gaan jy verskil maak, selfs dalk 'n blywende impak op die mense rondom jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gee vir ons die genade om getrou aan U te wees vandag. Amen.